genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U kan sit. Nou, hoe kan ons voor die Here lewe? Wat verwag die Here van ons? En dan lees ons Psalm 119 vanaf vers 97. Hoe lief het ek u wet, dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het en is altyd by my. Ek munt uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u bevele. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Net dit is die enigste waarheid vir hierdie lewe. Ons weet hoe waarheid in die wêreld al verander, nê. As ons dink aan geslagte en klomp instellings, hoe dinge het verander is, nê, die waarheid net gedraai. God se woord bly die waarheid. As jy in hierdie lewe, net soos wat die psalmdigter hier sê, as ek wil meer wysheid hê, nê, en ek wil in oorwinning lewe, nê, dan hou ek my aan God se woord. So dis nie om gered te word nie, nê. God se woord is nie om gered, ons gered deur Jesus, maar om werklik te leef wie ons is in Christus. Hou jou lewe aan God se woord. Die woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En mag ons elke dag ook God se woord daarvolgens lewe. Ons lees Efesiërs saam, Efesiërs 5 vanaf vers 6. Ek lees uit die 1983 vertaling. Efesiërs 5 vers 6 tot vers 20 en ons fokusvers is vers 8. Efesiërs 5 vanaf vers 6 gaan ek lees tot vers 20. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word in die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lof, gesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Gaan kyk na vers 8 veral. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Ja, as 'n gelowige Christen is ons maar in 'n voortdurende stryd met die sonde, nê? En partykeer voel 'n ou amper nie of jy kan wen nie. Nee, asof die sonde oorhand in my lewe het, nê? Jesus sê selfs in die bergpredikasie, al het jy net wraakgedagtes, nie, dat jy eintlik al klaar moord gepleeg in jou hart teenoor daai persoon. Nou ek kan net dink môreoggend, nê, en jy's op pad werk toe en die verkeerslig is weer uit, hoeveel moord word gepleeg by daai kruisings, nê?
ouens wat kanse vat, 'n taxi wat voor nê, hy wraakgedagtes wat so opkom nê. Hoe val ons baie keer? Nê, ons het hierdie stryd teen die sonde en baie keer voel dit vir my ek wen nie. Nou mense wil ook hierdie stryd wat ons het voorstel as sekere mense wat sê dit is soos 2 honde, hulle wat so voorstel, daar's eintlik so 2 honde in jou lewe, nê, wat veg om die beheer van jou lewe. Die een hond, nê, jou sondige natuur is die swart hond en dan sy vyand is 'n wit hond, nê? Die natuur van Christus wat hy vir jou verwerf het aan die kruis en met sy opstanding toe hy gesterf vir jou sonde. So hierdie 2 honde veg om die beheer van jou lewe. As jy in sonde lewe, jy doen die wêreldse dinge, dan voed jy daai swart hond en hy word sterker. En hy vat later beheer oor jou lewe. As jy weer goeie dinge doen, nê, jy's nou vanoggend in die kerk en jy doen goeie, jy help mense en jy lees die Bybel en bid net, dan voed jy weer die wit hond. En hierdie wit hond word sterker en kan dan beheer vat van jou lewe. Maar is dit 'n ware beeld? Ek dink dit is 'n baie mooi dramatiese beeld om te sê die stryd wat daar in die gang is, nê. Maar is dit 'n ware beeld? Sit ons met 2 nature, nê, 'n sondige natuur en 'n nuwe natuur in Christus. Is dit so? Is jy gedeeltelik lig en gedeeltelik duisternis? Soos jy eintlik maar skemerte. Nee, so hierdie beeld is nie, is dit die regte beeld? Besit ons 2 nature? Ek dink dis nie wat ons in die skrif lees nie. Nee. Daar staan byvoorbeeld, Paulus sê ook in Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Kan jy in 2 koninkryke wees? Nee, een voet by die koninkryk van die duisternis en die ander een in die lig. Hy het jou oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde. 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar ook, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nee, jy's nuut. Jy's 'n nuwe skepsel. Jy's nie net so 'n halfpad nuut geword nie. Nee, in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Nou, hoe werk dit? En dan, ons vers, Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou in die Here, maar nou is julle lig in die Here. Baie duidelik, nee, baie mense dink, ja, vroeër was ek in die duisternis, nee, daar staan vroeër was ek in die duisternis, en nou is ek Stefan, wat nou maar net oorgegaan het na lig. Dat is nog dieselfde. Vroeër was ek in die duisternis en nou is ek in die Jesus is ek in die lig. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan vroeër was jy duister, nie in die duisternis nie. Jy was duisternis. En nou in die Here is jy lig. Nie jy's net in die lig nie, jy is lig. So jou diepste natuur, jou diepste substansie het verander. Van 'n duisternis natuur wat jy gehad het, na daai sondige natuur, na 'n lig natuur. Jy's nie net Piet of wat ook al, ekskuus, ek bedoel nou nie oom Piet al, ek wil nou nie ek gebruik al net vullige daarop, maar kom, dis nie oom Piet was vroeër in die duisternis, nou dieselfde oom Piet wat nou in die lig is, die koninkryk van lig. Nee, oom Piet was duisternis, maar nou in die Here is oom Piet lig. Nee, verstaan jy daai natuurverandering, diepste natuur wat verander het. Dit moet ons besef, God het ons diepste natuur verander na lig. Jy sit nie met 2 nature nie. Jy is lig in Jesus. Jy moet dit verstaan en ken. Want as jy dit nie weet nie, gaan jy maar so 'n middelmatige lewe lei. Dieselfde maar as jou kollega by die werk, nê, wat nie glo in Jesus nie, ook maar baie sondes doen soos hy, net jy gesê eendag as jy laaste asem uitblaas, gaan jy hemel toe. Dis maar eintlik al verskil. Nee, jy is lig in die Here. Ons duisternis natuur word verduidelik Paulus vir ons in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Hoe dit was, hoe lyk 'n goddelose, ongelowige se lewe? Jou duisternis natuur, sondige natuur. Julle was dood as gevolg van julle oortredings
En sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Dit is iemand wat nog duisternis is. Dis hoe die lewe lyk. Jy kan eintlik nie anders as om te sondig nie. Daar's nie 'n ander uitweg nie. Net die wêreld, die ongelowige wêreld. Maar hoor, hoe word ons lignatuur beskryf? Petrus, in sy tweede brief, 2 Petrus 1 vers 3 en 4 staan daar, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan sy goddelike natuur. In Jesus het ons deel gekry aan God se natuur. Daai lig natuur. Jy het deel gekry aan God se natuur. En dit het waar gebeur? Natuurlik met jou wedergeboorte. Met jou wedergeboorte het jy deel gekry aan God se natuur. Jy weet dat Jesus verduidelik vir Nikodemus, as iemand nie uit water, wat is daai watergeboorte? Dit is om mens te word, om gebore te word, fisies gebore te word. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. So jy moet 'n mens word om in die koninkryk van God te kom, die natuurlike geboorte, maar ook deur die gees om deel te word van God se koninkryk. Wat uit die mens gebore is mens en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees ek julle gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. So wat gebeur met jou wedergeboorte? Jy is nie meer dieselfde na jou wedergeboorte as voor jou wedergeboorte. Dat 'n nuwe mens tot stand gekom. Geestelik dan 'n nuwe persoon tot stand gekom, Dis wat met 'n geboorte gebeur. Daar's 'n persoon wat tot stand gekom het. Jy's nuut. Deur jou wedergeboorte is jy nie meer dieselfde nie. Sonder die wedergeboorte, kan jy nie deel word van God se koninkryk nie. Want wat het gebeur met jou wedergeboorte? God se gees het in jou wedergebore gees kom woon. So het jy deel gekry aan God se natuur. Deurdat die Heilige Gees nou in jou wedergebore gees kom woon het. Jy deel aan God se natuur. Sonder die Heilige Gees kan jy nie sê Jesus is die Here nie. So die Heilige Gees in jou diepste wese, mense na die sondeval, na Adam en Eva in sonde geval het, word ons almal gebore met 'n sondige natuur. Ons word in sonde ontvang en gebore. Ons sit met 'n sondige natuur. En met jou sondige natuur kan jy nie met God gemeenskap hê nie, want hy is die heilige God. Maar daartoe het Jesus vir ons sondes gesterf om ons te reinig en die Gees uit te stort as die gekroonde Jesus wat opgevaar het hemel toe word die Heilige Gees uitgestort en hy wederbaar jou. Hy maak jou nuut. Na die sondeval, was jou gees mens. Sekere mense se geesmense het gemeenskap gehad met die duisternis, bose geeste. Veral valse godsdienste, voorvadergees aanbidding, daai goeters Mense se gees is in verbinding met die duisternis, donkerte. Die westerse wêreld, dit is nou almal wat valse godsdienste aanbid. Die westerse wêreld se gees, mense wat baie westers wat net leef uit die sielsde mense wat ek kan dink en redeneer en kan proe en ryk en kan meet, se gees het heeltemal latent geraak, dood geraak. Dis die westerse mens. Hy glo net wat ek kan sien en meet en proe en ryk en sien en sulke goeters. Daai gees is dood. Jy het hom passief of is verbind aan die duisternis. En daarom moet die Heilige Gees kom. Jy moet jou fisiese geboorte hê om mens te word, en dan moet jy ook geestelik weergebore word. Dat die Heilige Gees kom en jou gees lewendig maak.
Jou diepste wese natuur kom maak hy lewendig en jy leef weer in verhouding met God, want God se gees kom woon in jou wedergebore gees. Maar nou moet, en dit is hoe jy lewe. Dis jou diepste natuur. Jou diepste natuur is jy alreeds in jou geesmens gemeenskap met God. Is jy totale lig. God woon in 'n ontoeganklike lig. Sy gees kom woon in jou wedergebore gees. En jy's lig. Sonder die wedergeboorte kan jy nie sê Jesus is die Here nie. Niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. So die Heilige Gees moet in jou wedergebore gees kom woon. Om jou lig te maak. Die deel kry in God se natuur. Paulus sê mos ook, ek het gesterf, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Deur sy gees. By die wedergeboorte het die Heilige Gees jou ou sondige natuur kom vervang met God se natuur. Jy's lig. So die Here het nie net gekom, en by jou sondige natuur iets kom bysit nie. Jy is nog steeds die ou sondige mens, en nou het jy maar net verlossing in Christus bygekry. Want dit is hoe baie Christene hulle sien. Ek is maar sondaar gered deur genade, ek is maar nog steeds dieselfde ou sondige mens. Ek het net verlossing bygekry. Maar dan kan die Here mos nie vir ons sê, leef in die lig en wandel, wees heilig, dan vra die Here mos van ons dinge wat ons nie kan doen nie. God het jou diepste natuur kom verander. Dat jy kan lewe in oorwinning, dat jy ook kan lewe in die lig. Ons bely dit selfs ook in ons belydenis, Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 76. Veral die ouens met 'n kwaai gereformeerde agtergrond soos Arnold. Maar dit is reg, ons bely dit, Wat beteken om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dis by nagmaal, Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is, al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van 'n liggaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Verstaan jy hy eenheid wat bestaan tussen jou en God? Daar waar jy alleen is, Daar waar niemand jou kan sien nie. Daar's 'n eenheid met God na jou wedergeboorte. Daar's niks wat vir God bedek is nie. Want hy woon nou in jou wedergebore gees. Jou natuur is verander. En nou kom die opdrag, Nou kom die opdrag en sê dan, want vroeër was julle duisternis, maar nou in die Here sê, wandel soos kinders van die lig. Wandel dit nou ook. Wandel wat jy is. Leef wat jy is. Leef volgens, dis wat God se waarheid vir jou lewe is, dit hy spreek oor jou. Hy sê, jy's lig. Al sê mense, wat hulle ook al gesê het, God sê, jy's lig in Christus na jou wedergebore. Nou, leef dit. Leef jou identiteit uit. So, jy hoef nie jou natuur te verbeter nie. Jy moet leer om in harmonie met jou nuwe natuur te leef. Jy moet aanvaar wat God sê van jou en dit te gaan leef. Baie keer hoor ek Christene, hulle bedoel dit baie goed. Ek moet net sterf vir myself. Ek moet net sterf vir myself, Dat ek nie meer lewe nie, want Christus in my lewe. Ek moet sterf vir myself. Jy sal dit nooit regkry nie. Jy kan dit nie doen nie. Christus het klaar vir jou gedoen. Gaan lees Romeine 6, hoe jy saam met Christus gesterf het en opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dit is klaar gedoen. Moenie iets probeer doen wat God al reeds vir jou gedoen het nie. Jy gaan besig bly tot aan die einde van dag. Jy gaan dit nooit regkry nie. Net God kan dit doen. Aanvaar wat God vir jou gedoen het. Glo dit. En leef in harmonie met dit. Gaan leef dit uit. Ons is nie geroep om nabootsers te wees van Christus nie. Ek moet nou maar probeer soos Christus leef nie. Ek moet nie 'n nabootser soos 'n papegaai wees nie. Nee, God het my van binne na buite verander. Hy het my nie 'n nabootser gemaak nie, hy het my 'n nuwe skepping gemaak.
Hy het in my kom woon. Ek het deel gekry in sy goddelike natuur. Ek kan dit nou gaan leef. En dit bring 'n groot verandering in 'n Christen se lewe. Dit bring oorwinning. Dat jy nie hoef besig te wees met dinge wat jy nie kan doen nie, wat God al reeds vir jou gedoen het. Gaan leef dit. Wandel soos kinders van die lig. Dis die opdrag nou. So jy word nie 'n Christen deur jou dade nie, soos om te wandel, om te probeer wandel soos 'n kind van die Here nie. Nee, jy word mos 'n Christen, jy's 'n Christen deur God se vernuwende skepingswerk in jou. Dit is hoe, dis in Christus. Wat vir ons sondes gesterf het. Wat die Heilige Gees wat ons uitgestort het om in jou te kom woon, om jou te kom vernuwe in jou natuur, diepste natuur in jou gees. So word ek 'n kind van die Here. Water en gees geboorte. Nou kan ek wandel. En daarom ook, om net te lewe, om te probeer 'n Christen te wees, nee, soos wat die Fariseërs, ja, dit was wat Jesus kom doen. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het jou van binne af kom verlig met die nuwe natuur, sy natuur, wat elke mens kom verlig. Wat natuurlik in hom glo. Wat wedergebore is. En daarom, jy moet nie probeer 'n Christen wees deur te doen nie, maar om te weet wie jy is. En dan sal jy gaan doen. Dan sal jy dit gaan leef. Die Fariseërs, skrifgeleerdes het probeer 'n kind van God te wees deur te doen. Nee, en hulle was perfeksioniste gewees om die wet van God te onderhou. Dan sê Jesus in sy bergpredikasie, as jy getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal jy hulle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. So dit gaan nie oor jou uiterlik dade, is hier van binne af buite toe. God kom verander jou aan die binnekant. Ja, hy stel jou in staat om anders te kan lewe. Maar as jy hierdie waarheid nie weet nie, sê jy dit nie kan lewe nie. Dis hoekom as jy ook hierdie boek van Paulus kyk, Efesiërs, net die eerste helfte van die boek, gee hy teologie, waarheid. Hy begin om te sê, julle moet nou gaan leef soos kinders van die lig nie. Hy verkondig die eerste helfte eers, wat is die waarheid. En hierdie tweede helfte kom hy nou, en hy sê, gaan doen nou, op grond van dit, wat die Here jou gemaak het. Gaan doen nou. En hierdie is deel van die tweede helfte van die boek. Maar as ons na onsself kyk, baie keer lyk ons nou nie so mooi. En daai natuur van God en my wedergebore gees straal nie so uit my lewe nie. Baie keer lyk ons as Christene maar soos 'n hoop steenkool, nê. Jy weet as jy met steenkool werk. Gister so met die rugby, daai braai aangesteek het, nê, daar sit die steenkool of die briket so neer. Jou hande word vuil, hulle is morsig en vuil en so. Maar weet jy, steenkool onder die regte druk verander 'n wonderlike steen in 'n diamant. 'n Diamant en 'n steenkool het dieselfde substansie, dieselfde natuur. Met die regte druk verander steenkool in 'n diamant. En soos ons ook, dis so 'n beeld wat ek dit wil gebruik. Ons besit ook die regte substansie, die God se natuur, om soos Christus te lyk. Soos steenkool en 'n diamant. Jy moet net gelei word. En daar is baie keer druk, want wat doen druk? Raak ontslaaf van al daai onsuiverheid in jou lewe. Dat jy fokus op dit wat saak maak. En jy kan 'n diamant, begin al hoe meer die tekens glinster soos 'n diamant. Dis dieselfde substansie, selfde natuur. Ons diepste substansie, natuur, is dieselfde as Jesus Christus se goddelike natuur. God jou kom verander. Nou, daarom 'n gelowige, 'n wedergebore kind van die Here kan altyd kies teen die sonde. Jy's nie uitgelewer soos die mense in die wêreld wat nie anders kan as om te sondig nie.
God stel jou in staat om te kan kies teen sonde. En dit moet jy weet. Jy kan kies vir God se wil in jou lewe. Alle fasette van jou lewe. Ook daai gewoonte sondes kan gebreek word. Dat die Heilige Gees vanuit jou wedergebore gees sal werk om jou sielsdimensie, jou denke en emosies en wil te verander volgens God se woord. Die lig vir jou pad, die lamp vir jou voet. Dat jy kan gaan doen ook wat reg is. Jy kan kies teen die sonde vir God se wil. Jy het daai vermoë. Want God het jou natuur kom verander. Wat veroorsaak sonde in 'n kind van die Here se lewens? Wat veroorsaak sonde? Dit maak jou ongelukkig. Dit maak jou ongemaklik. Dit bring veroordeling. Hoekom? Omdat jy in kontras optree met wie jy is in Christus. Dit is hoe dit werk, nee? As jy sondig, nee, dan moet dit jou pla as 'n wedergebore kind van die Here. As sonde jou nie pla nie, nee. As jy daar alleen in die aand waar ook al nee, goeters kyk wat jy nie moet kyk nie, en dit pla jou nie, maar niemand sien jou nie, nou worry nie. Of jy dink ek moet sondig, ek moet net nie gevang word nie. As dit jou uitgangspunt is, dan is daar groot vraagteken oor jou wedergeboorte. Selfs daar waar jy alleen is, want niemand sien wat jy doen en kyk en goeters nie. En jy is sondig, behoort dit jou gewete aan te spreek. As 'n wedergebore kind van die Here. Want jy tree op in kontras en disharmonie met wie jy is in jou diepste wese. As die sonde jou nie meer pla nie, nee. Jy dink jy moet net nie uitgevang word nie, want dit is mos nou deesdae wat in die wêreld is, nee. Jy kan doen wat jy wil, jy moet net nie uitgevang word nie. Dan is dit alright. Dan is jy nie verkeerd nie. Maar sodra jy uitgevang, ja, dan is jy nou verkeerd eers. Nee, begin baie dieper, begin binne. Kind van die Here, as jy sondig, nee, dan pla dit jou. Jy voel veroordeeld, jy voel vuil, jy voel sleg. En hoe bring jy weer harmonie in jou lewe? Deur jou te bekeer van daai sonde, dit uit jou lewe uit te werk. En as jy dit doen, dan bring dit weer harmonie, vrede, die vrug van die Gees, liefde in jou lewe, want jy lewe nou weer volgens wie jy is in Christus. So dit raak eintlik vir jou 'n vreugde om jou te bekeer van sondes. Want as jy jou bekeer van sondes, nee, bring dit daai vrede, liefde, harmonie terug in jou lewe. Want jy tree op volgens wie jy is, jou diepste wese. Jy tree op as ligdraer. God wat in jou is. Dit bring innerlike rus en vrede. So, gaan leef as 'n kind van die lig. Gaan lewe as kinders van die lig, want jy kan. En as jy dit uitlewe ook, jou diepste natuur uitlewe in jou dade ook, nee, dan bring dit daai lewe van oorvloed, daai vrede en vreugde. En dis wat ons ook is, nee, ons is ligdraers, ons moet uitgaan in die wêreld. En dit wat nie reg is nie. Jy moenie kom met verskonings, ek is so gemaak en so laat staan nie. Nee, God het jou nie so laat staan nie. Hoor jy wat jy sê? Jy sê eintlik self, ek is nie wedergebore, as jy sulke goeie sê. So gemaak en so laat staan. Moenie dit oor jou lewe uitspreek nie, want jy weerspreek absoluut wat in die Gees gebeur het met jou wedergeboorte. Behalwe as dit nie so is nie. Behalwe sonde jou nie pla nie. Jy wil net aangaan met daai gewoonte sonde. En daar's hulp. Ja, baie keer is dit so diep in jou ingedrul. Dis hoe ons lewe. Dit kom al geslagte lank. Jy weet, ek is deel van die rooi, ek wil nie weer sê Piete nie, die rooi krisse of wat ook al, nee. Ons het maar 'n kortie meer. Dis maar hoe ons is. So gemaak. Preek dit. Preek dit. En as jy sukkel, daar is hulp. Dis hoekom ons hierdie toerustings aanbied in die gemeente. Om jou te help, om jou identiteit werklik te vestig in Christus. Dat jy weet wat die waarheid is vir jou lewe. Nou kan jy dit gaan leef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees
sal by ons elkeen wees en bly. Amen.